wêreld is lekker die mekaar. So wat maak ons hier? Wat maak ons hier? Ek wil jou uitnooi om vir 'n paar oomblikke net stil te word en net jou hart 'n bietjie met die Here te deel, vir hom te sê waarom jy vanoggend hier is. 'n Paar oomblikke van stilte. Ons sanggroep nou sing nou vir ons 'n lied, Vonk 72, terwyl julle net so bly sit. Wees stil, want die Heilige is hier in ons teenwoordigheid. Kom buig nou voor hom neer met eerbied en ontzag. Erken sy heiligheid en sy gerechtigheid. Wees stil, want die Heilige is hier in ons teenwoordigheid. Wees stil, want die heerlikheid van God skyn oral rondom ons. Hy is met eer gekroon, met mag en majesteit. Hy omstraal helder lig, 'n glans wat ons verlig. Wees stil, want die heerlikheid van God skyn oral rondom ons. Gemeente, ek groet julle vanoggend in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees wat vanoggend saam met ons in hierdie erediens is. Dis Hervormingssondag, Hervormingsfees, en ek gaan net nou meer daaroor sê. Vriende, ek kan nou vir die kinders vertel van dit wat julle hier voor julle sien, maar onthou dit ook maar. As jy nou rondry, die wit ijsbergs blom oralste, ons sê brand almal blom orals. En jy sê verbyry en jy sien wit rose, onthou dat wie ons is as gereformeerde gelowiges, as mense wat sê die woord alleen, Christus alleen, genade alleen, geloof alleen, is te danke aan dit wat 500 jaar gelede gebeur het. Jy kan jou Bybel in Afrikaans lees as gevolg van dit wat gebeur het. En daarom het ons hierdie lig vir ons pad. Mag jy dit onthou. Ons gaan ons Bybels oopmaak vanoggend by 1 Korintiërs 1 vers 18 tot 25. En voordat ons lees, gaan ons saam bid. 1 Korintiërs 1 vers 18 tot 25. Kom ons maak ons oë toe en dan bid ons saam. Hemelse Vader, baie dankie vir die voorreg wat ons het om vanoggend hier saam te wees. Dankie dat dit nie toevallig is nie, maar dat ons glo en weet dat U ons deur U Gees hierheen gelei het, omdat U met ons 'n afspraak het. Here, dankie dat ons kon saam sing, U lof kon besing. Dankie dat ons in gebed voor U kan wees. Dankie dat ons nou U woord kan oopmaak en kan vra dat U deur U Gees hierdie woorde vir ons sal oopbreek, sodat ons lewens verander sal word. Here, ons
Ons kom kniel voor U, spreek woordelik neer, en ons vra dat U ons sal seën, in Jesus se naam. Amen. 1 Korintiërs 1, vers 18. Die boodskap van die kruis is immers dwaasheid vir diegene wat verlore gaan, maar vir ons wat verlos word, is dit die krag van God. Want daar staan geskryf, ek sal die wysheid van die wyses tot niet maak, en die insig van die verstandiges verwerp. Waar is die wyse man? Waar die skrifkenner? Waar die redevoerder van hierdie wêreld? Het God dan nie die wysheid van die wêreld dwaasheid laat word nie? Trouwens, deur die wysheid van God het die wêreld hom nie deur hulle wysheid leer ken nie. God het verkies om hulle wat glo te verlos deur die dwaasheid van die verkondiging. Die Jode vra tekens en die Grieke soek wysheid. Ons egter verkondig die gekruisigde Christus. Vir die Jode is dit 'n struikelblok en vir die nie-Jode 'n dwaasheid. Maar vir diegene wat geroep is, Jode sowel as Grieke, is Christus die krag van God en die wysheid van God. Want die dwaasheid van God is wyser as die van mense en die swakheid van God sterker as die van mense. Ons tema vir oggend, ek is die klits kwyt. Ek is die klits kwyt. En miskien dink jy, wel Johan, jy is regtig die klits kwyt om so iets vir 'n tema vir 'n preek te kies. Want om die klits kwyt te wees beteken mos jy is deurmekaar en verward. Jy is die spore byster. Hierdie tema het ek nie uit my duim uit gesuig nie. Dit kom uit die opskrif van 'n brief wat iemand onlangs in die media gepubliseer het. In die brief haal hy 'n vriend aan wat die wat sê dat die eintlike moeilikheid van ons samelewing, die eintlike olifant in die vertrek, godsdiens is. En dan skryf hy die volgende, ek het dit vir julle op 'n skyfie gesit. Sondag na Sondag staan predikante en pastore oor die land teen op kansels en sê, so spreek die Here, asof daar een of ander metafisiese wese is, wie se stem deur hulle gehoor geïnterpreteer en dan met fanfare en emosie verkondig moet word. Hy gaan voort. Almal beroep hulle op allerlei wonderwerke of bonatuurlike ingrypings wat op allerlei maniere manifesteer. Dis die operasionele konteks wat deur godsdiens geskep word. Waarom sou dit so belangrik wees dat ons vanoggend hieroor moet praat? Waarom so belangrik dat ek juis dit aanhaal? Want ek het 'n idee, dit verwoord iets van wat baie mense daar buite oor godsdiens dink en voel. Baie groepe mense in ons land oor die Christendom en die kerk dink en voel. Godsdiens is iets waarmee denkende mense aan hulle neuse rondgelei word. Die Christendom is eintlik 'n fabel, 'n storie, wat mense net glo as jy die klits kwyt is. Ons wêreld het gewoon nie meer plek vir sulke stories nie. En hoewel dit niks niets is nie, en dit deur die geskiedenis deel van die aanslag teen die kerk en teen die Christendom geword het, kan ons nie en mag ons dit nie in ons tyd net laat verbygaan nie. Deur die geskiedenis was daar 'n stroom van mense en teoloë en groepe wat die wese van die Christendom en die wese van die kerk bevraagteken het. Ek dink onwillekeurig aan die Duitse teoloog Friedrich Nietzsche, wat God in 1882 doodverklaar het, toe hy gesê het, die geloof in 'n Christelike God het onglobaar geword. Die geloof in 'n Christelike God het onglobaar geword.
Mens kan verder terugblaai deur die geskiedenis en nog 'n paar voorbeelde raak lees. Onthou jy van Jesus? Hoe hy gespot is en beledig is. Oor hy dit durf waag sê het dat hy die seun van God is. Dat hy die Messias is. Matteus 27 vers 29, hulle het voor hom gekniel en met hom die spot gedryf. Gegroet, koning van die Jode. Onthou jy hoe die disippels gespot is toe die Heilige Gees uitgestort is? Ons lees daarvan in Handelinge 2 vers 13. En toe hulle begin preek en verkondig en vertel van wie Christus was en wat hy kom doen het en dat hy uit die dood opgestaan het en dat hy opgevaar het na die hemel, was daar mos 'n groep wat gesê het, wel, kyk net hierdie ouens, hulle is dronk. Hulle is gewoon vol soetwyn. Onthou jy vir Paulus, die ou wat geskryf het wat ons hier gelees het, hoe daar met hom gespot is. En as jy nou wil lees van iemand wat kwansies volgens ons dag se interpretasies die klits totaal kwyt was, dan is dit Paulus. Gaan lees maar die Romeinebrief. Hoe hy verduidelik hoe Jesus gekom het as die seun van God, gekruisig is, opgestaan het en vir mense verlossing gebring het. Dan praat 'n mens nie van Johannes op die eiland Patmos nie. Vriende, as daar nou iemand is wat die klits heeltemal kwyt was, as hy sou luister na die Heilige Gees, dan is dit hy. Openbaring 1 vers 1. Wat hier volg, is deur Jesus Christus geopenbaar. God het die openbaring oor wat binnekort moet gebeur vir hom gegee, om aan sy dienaars bekend te maak. Jesus het toe sy engel gestuur om sy dienaar Johannes dit alles te laat sien. Johannes is die getuie van wat God gesê het en wat Jesus Christus bevestig het. En hy getuig van alles wat hy gesien het. Maar dit kom ons ook nader aan onsself nie waar nie. Ek moet gereeld hoor hoe van ons teologiestudente vir my sê hoe daar op hulle neergekyk word en selfs met hulle gespot word. As studente vir hulle vra, wat studeer jy? En hulle antwoord teologie. Wat maak jy op die kampus? Wat soek jy hier? Miskien bevraagteken jou eie kinders die godsdiens waarmee hulle groot geword het. En jou kleinkinders verstaan glad nie wat jy doen as jy bid voor jy eet nie. Ons kan dit nie meer glo nie. Ons kan die Bybel nie meer glo nie. Ons kan nie meer glo wat in die Bybel geskryf staan nie, want dit pas nie in ons wêreld nie. Ek bedoel, dink nou mooi, 'n man wat uit 'n maagd gebore word, wat sterf en wat opstaan en wat hemel toe gaan. Dit maak nie sin nie, wat wonders doen, wat ons nie kan verklaar nie. Dit pas nie by ons manier van leef nie. In sekere sin het groepe mense God gegroet en hom een kant toe geskuif. En as jy twyfel daaroor, hou maar jou oë en jou ore oop oor die volgende maand of wat op pad na Kersfees. Die groot feestyd, die groot partytjie-tyd, die tyd van The Little Drummer Boy en 'n Merry Christmas. Van Christus nie veel oor nie. So wat nou? Wat nou? Waarom is dit enigstens belangrik dat jy en ek hieroor dink of praat? Wel, Paulus gee in hierdie gedeelte vir ons die antwoord. 1 Korintiërs 1 vers 18. Die boodskap van die kruis is immers dwaasheid vir diegene wat verlore gaan. Maar vir ons wat verlos word, is dit die krag van God. Ek wil dit weer vir jou lees. Die boodskap van die kruis is dwaasheid vir diegene wat verlore gaan. Maar vir ons wat verlos word,
is dit die krag van God. Vriende, en dan gaan dit nie vanoggend daaroor om ons vinger te swaai na ander mense en te sê, maar as julle nie is soos ons is nie, gaan julle verlore. Ons kan daarop fokus. Dis mos wat die wêreld doen, name and shame. Dit is nie waaroor dit hier gaan nie. Die fokus val op ons, op jou en op my. Ons wat moet sê, ons wat glo in Jesus Christus, vir ons is die evangelie die krag van God. Paulus verduidelik hierdie vers in die volgende verse, vers 20 tot 24. En dis tipies Paulus wat hier aan die woord is, en dis ingewikkeld, jy kan dit weer gaan lees om sy redenasie te volg. En hy sê baie duidelik, die wysheid van mense, die slimmigheid van mense, is dwaasheid by God. En wat mense as dwaasheid beskou, is die wysheid van God. En wat is dit? Dit gaan oor geloof in Jesus Christus. Dit gaan oor die belydenis dat Jesus Christus die Seun van God is, die oorwinnaar, die een wat hierdie wêreld radikaal kom verander het. Dit wat hy kom doen het, is die krag van God en die wysheid van God. En deur dit wat hy kom doen het, het hy die wysheid van hierdie wêreld, al die slim planne van hierdie wêreld, tot dwaasheid verklaar. Wat vir mense na dwaasheid lyk, 'n man wat aan 'n kruis sterf, wat homself die Seun van God noem, en wat opstaan in die hemel toe gaan, dis die wysheid van God. En al die slimmes in die wêreld wat dit nie kan glo nie, hulle is deel van die dwaasheid by God. God se plan van verlossing vir hierdie wêreld is sy wysheid. Mense se verlosplan om hulle self te verlos is dwaasheid. Hy haal Jesaja 29 vers 14 aan en vers 19, jy kan dit gaan lees. En daarmee beklemtoon hy dat God nie omgee oor hoe slim jy is nie. Maar dit wat saak maak, dit wat tel, is geloof. Hy ontferm hom oor die wat glo. En dis die kern van Luther se boodskap gewees met die hervorming. God red ons uit genade alleen op grond van ons geloof. Hy gebruik 2 woorde waarop ons hier kan fokus. Verlossing en roeping. En as mens hierdie 2 saamvat, dan word dit geloof. Want omdat jy glo, is jy verlos. En omdat jy verlos is jy geroep. Geroep om wat te doen? Geroep om anders in hierdie wêreld te wees. Geroep om teen die stroom in te swem. Geroep om anders te dink en te praat en te doen. Geroep om God se koninkryk in hierdie wêreld sigbaar te maak. Vriende, dis nie wat ons weet nie. Dis nie ons slim planne wat God se aandag trek nie. Dis geloof. En dan onderstreep hy dit deur 2 groepe uit sy leefwêreld te noem. Hy praat van die Jode wat aanstoot neem in die kruis. En sê ons wil dit nie hê nie, ons soek liewer 'n wonderteken. En hoe ironies is dit nie dat hulle die grootste wonderteken wat hierdie wêreld ooit gesien het, misgekyk het. Want die man wat hulle laat kruisig het, Jesus Christus, die Seun van God, het opgestaan uit die dood. Dit kom nie groter as dit nie. En dan gaan hy terug hemel toe en hy sit aan die regterhand van God. Wow! Maar hulle soek 'n ander teken. Die Grieke wil die kruis nie hê nie, want hulle sê geloof pas nie in by ons manier van dink nie. Ons wil tog asseblief net iets intelligent sê waarmee ons eie verlossing kan bewerk. En daarom verwerp hulle dit. En dis daarop wat Paulus dan antwoord. Ons verkondig Christus, waartoe ons geroep is. Hoekom hierdie boodskap vandag op Hervormingssondag?
Wel, ek dink ons leef in 'n wêreld en in 'n land waarin dit nodig geword het dat ons as gelowiges 'n slag baie mooi seker maak waar ons staan. Ek dink dit het tyd geword dat ons as gelowiges 'n slag vir onsself en vir die mense rondom ons moet sê wie ons is in Christus. En dat ons dit in ons lewens moet weet en leef. En daarom gaan ek jou nooi om jou geloof saam met my te bely. Maar voordat ons dit doen, wil ek hê jy moet mooi kyk na die woorde van die geloofsbelijdenis. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van die hemel en die aarde. Glo jy dit? Glo jy dit? Glo jy dat die Almagtige God hierdie plek, hierdie wêreld, dat hy dit gemaak het? In die tyd waarin ons leef. Tweede groot deel, en in Jesus Christus, sy eniggebore seun, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria. Glo jy dit? Wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode. Glo jy dit? Van waar hy sal kom om te oordeel. Glo jy in die wederkoms? Glo jy regtig dat Jesus weer gaan kom? Want dis wat hierdie belydenis sê. Glo in die Heilige Gees. Glo jy in die Heilige Gees? Of is dit ook maar net dalk 'n storie? Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk. Die gemeenskap van die heiliges. Ek glo die vergewing van sondes. Glo jy dat jou sonde vergewe is, omdat jy in Jesus Christus glo? Dat jy vanoggend hier kan sit en sê, ek is vrygemaak, ek is verlos. Die mag en die las van sonde hou my nie meer vas nie. Maak nie saak wat gebeur het nie, dis verby. Glo jy in die opstanding van die vlees? En glo jy in 'n ewige lewe? Glo jy dit regtig? Dat as alles hier klaar is, ons net deurstap na God se nuwe wêreld. As jy dit vir die Here gesê het, wil ek jou nou uitnooi om te staan en saam met my dit hardop te doen. Onlangs in 'n gesprek met Prof Henny Stander, toe sê hy vir my, hierdie belydenis is iets wat ons so hard moet sê, dat die mense daar buite dit kan hoor, want dit verklaar wie ons is. Kom ons staan dan doen ons dit hardop, dan sê jy dit vir die persoon langs jou en voor jou en agter jou, en ons sê dit vir mekaar. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus sy eniggebore seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees
en 'n ewige lewe. Ek kan maar sit. Die groot vraag is nou, wat nou? Wat nou? Jy sien, dis een ding om hierdie woorde te sê en te glo. En te sê, maar dis deel van wie ek is. Dis aan my hart vasgebind. Maar wat van daar buite? Wat van daar buite? Miskien is dit nodig dat jy en ek vanoggend vir mekaar sê, nou moet ons dit gaan leef. In hierdie deurmekaar stikkende wêreld. 18 April 1521 het Martin Luther voor die keiser en die leiers van die Rooms-Katolieke Kerk by die Ryksdag van Worms gesê, hier staan ek kan nie anders nie. Vir hom het dit oor die woord en alles wat daarmee saamgaan gegaan. Miskien gaan dit vir jou en vir my oor ons geloof. Oor die Christelike geloof, soos wat dit uitspeel in die wêreld van elke dag. Miskien het jy nodig, en ek nodig, om in hierdie tyd te sê, hier staan ek. Hier staan ek. En as ons dit doen, dan beteken dit dat ons moet gaan leef as mense wat bely en sê en glo dat die almagtige God regtig hierdie wêreld gemaak het. En dat jy aan hom die eer en die lof daarvoor moet bring. En nie hoef jy Wildtuin toe te ry om dit te doen, of see toe, of berge toe nie. Elke liewe oggend, wanneer die son opkom, gebeur daar 'n wonderwerk. En elke aand, wanneer die son op sy tyd sak, gebeur daar 'n wonderwerk. In ons tuin het die vinkmannetjies hulle deftige rooi en geel vere dos aangetrek. Het jy al gaan sit en mooi gekyk, hoe mooi is hulle regtig? Vir hulle is 'n wonderwerk. Wie maak hulle een oggend wakker en sê vir hulle, dis tyd. Trek uit, haal uit die mooi vere. Dis tyd vir rooi word en geel word. En natuurlik weet ons mos wat is die wetenskap agter dit alles. Beteken nie dat jy en ek onnoosel en stupid moet word nie. Maar dit beteken dat ons dit wat ons sien en dit wat ons hoor en dit wat ons ruik moet gebruik om aan die skepper van dit alles eer en lof te bring. Want iemand nie, ons God het dit so gemaak. Het vir daai voeltjie dit in sy kop laat werk, dat dit nou tyd is vir sy rooi vere. Siekes wat gesond word, al gebruik ons die moderne wetenskap en medikasie. En die einde van lewe, wanneer iemand deurstap na God se nuwe wêreld. Dis die wonderwerke wat elke dag rondom ons afspeel. Die almagtige God, die skepper van hemel en aarde. Beteken dat jy en ek in hierdie tyd van die jaar, wanneer almal moeg is, dat ons belydenis en ons getuienis moet wees dat ons krag van Jesus Christus kry. Dat ons krag vind in die evangelie en in die hoop wat Jesus kom bring het. Onthou jy Filippense 4 vers 13, Paulus, ek is tot alles in staat deur hom wat my krag gee. As jy môreoggend wakker word op 'n maandagoggend en die dag is soos 'n berg voor jou, dan is dit. Dan is jou geloof wat jy vanoggend bely het in Jesus as die opgestrane Here, die krag waaruit jy moet put om aan te gaan, tree vir tree vorentoe. Dit beteken dat jy en ek
onder leiding van die Gees moet begin leef. Dat jy jou Bybel regtig moet lees. Dat jy tyd moet maak vir gebed. Dat jy die Gees moet vertrou wanneer om jou mond oop te maak, maar dalk meer belangrik wanneer om jou mond te hou. Want almal sê mos alles vir almal in die tyd waarin ons leef. En miskien is die grootste getuienis wat ons het, is om baie keer net stil te bly. Om net stil te bly. Om seker te maak dat jy in pas met die Heilige Gees leef. Elke dag, elke oomblik. Here, lei my deur u Gees. Wie is u die bron van krag in my, die bron van wysheid, sodat ek kan sê en kan doen wat u wil hê ek moet. Jy sal weet waar en wanneer. Oop hand. Jou beursie wat jy moet oopmaak om vir iemand iets te gee. Oomblik van stil gebed. Woorde waarmee jy iemand aanmoedig en bemoedig. 'n Arm wat jy uitsteek om iemand vas te hou, op te help. Te help dra. Telefoonoproep. Teksboodskap. 'n Paar Sondagoggende terug het my boodskap gegaan oor hoop en ek het die voorbeeld van jacaranda bome gebruik. Dit gebeur die wonderwerk in my lewe. Lidmate stuur vir my foto's van jacaranda bome. En weet jy wanneer kry ek dit? Toe ek dit heel nodig het. Toe kom net die prentjie van 'n jacaranda boom. Nie woorde nie, nie teksie nie, niks. Net 'n jacaranda boom. En skielik weet ek, daar's hoop. Dit is so maklik soos dit. Miskien lê die krag van die evangelie in iets so eenvoudig soos 'n koppie koffie of 'n koppie tee. Ek sluit af. 1 Korintiërs 1 vers 18. Die boodskap van die kruis is dwaasheid vir diegene wat verlore gaan. Maar vir ons wat verlos is dit die krag van God. Ek glo dit met my hele hart. En as dit beteken dat ek die klits kwyt is, dan is ek dankbaar daaroor. Here, baie dankie dat ons vanoggend weet dat U na hierdie wêreld gekom het om ons te verlos. Dat ons uit genade onverdiende guns van U ontvang het. En dat ons geloof ons vasmaak aan U. En dat ons daarom met geloof en durf en moed en hoop in hierdie wêreld kan leef. Help ons Here dat dit nie net vandag nie, maar ook môre en oormôre in ons lewens se werklikheid sal word. Help ons die groot wonderwerke wat U doen raak sien. Help ons die krag van die evangelie ervaar. Help ons leef onder leiding van U Gees. Ons bid vir ons gemeente, vir almal wat siek is. Here, dankie dat U die groot geneesheer is. Ons weet U gebruik mediese inligting, mediese kennis en medisyne en dokters om mense gesond te maak. Maar dis iets wat U vir hulle gegee het, vir ons gegee het. Ons eer U daarvoor. Ons bid vir ons land, Here, waar soveel chaos heers. En dit vir ons lyk asof alles besig is om buite beheer te raak. Dankie dat U almagtig is. En dat ons hierdie mooi land vanoggend voor U voete kan neersit. Ons glo, Here, dat U hier 'n verskil kan maak. Ons glo dat U hier verandering kan bring. Begin by ons. Ons bid dat U in hierdie dag by ons sal wees, ook in die week wat voorlê. Ons dink aan ons kinders wat eksamen skryf, wees met hulle en hulle ouers. Hou ons in die holte van U hand. Dit vra ons in Jesus Christus se naam. Amen. Gaan beleef in hierdie week God se seën in jou lewe. Deur 'n slag stil te staan wanneer die son helder skyn. Beleef God se seën in jou lewe wanneer dit iewers in die week reën.
en jy net vir 'n slag in die reën gaan staan en die druppels op jou voel val. Gaan staan in hierdie week iewers in die wind wanneer die wind waai en beleef God wat in beheer is. Ek seën jou vanoggend met die woorde van 'n baie ou Ierse seënbede. Mag die wind vir jou van agter waai. Mag die son helder oor jou skyn. Mag die reën saggies oor jou uitsak. En mag ons Vader jou in sy hande hou tot ons mekaar weer sien. Amen.